Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 5 Julie, die evangelie van die kruis. Paulus sê dat die boodskap van die kruis die krag van God aan ons is. Dit is dus geensins verbasend dat Jesus Christus en hom as gekruisigde die as is waarom sy prediking draai nie, in 1 Korintiërs 2 vers 2. Lees 1 Korintiërs 1 vers 17 tot 31. Watter belangrike punt bring Paulus hier tuis? Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 17 tot 31. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. 1 Korintiërs 1 vers 17 tot 31. Die vraag lees weer, watter belangrike punt bring Paulus hier tuis? In 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31 stel Paulus die dwaasheid van die mens teenoor 'n goddelike wysheid. Die kruis is by magte om beide die naaste goggas van die mensdom en die glorierykste welwillendheid van God na vore te bring. In die eerste sendbrief aan die Korintiërs word hierdie onderafdeling ingelei deur 'n stelling wat Paulus in hoofstuk 1 vers 17 maak, dat die kruis van Christus nie van sy krag beroof behoort te word nie. En dat die boodskap van die kruis derhalwe die kern van ons prediking moet wees. 1 Korintiërs 2 vers 2 lees ook, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus noem dat hy nie gestuur is om mense te doop nie, maar om die boodskap van die kruis te predik. Hieroor moet ons eers twee belangrike opmerkings maak. Ten eerste, dat die koin Griekse werkwoord wat as gestuur vertaal is, apostello of apostelen in die verbuigde vorm hier, dieselfde grondwoord as die term apostel het. Die hoofdoelwit van Paulus' apostoliese sending was dus die verkondiging van die evangelie. Ten tweede, dat Paulus se uitlating betreffende die doop nie hierdie instelling as iets onbelangriks probeer afmaak nie, maar wel dat dit in vergelyking met die verkondiging van die evangelie bloot minder belangrik is. Inderwaarheid is hierdie bestraffing van diegene wat 'n ophef maak van die persoon wat hulle gedoop het, plaks van om te fokus op die een in wie hulle almal gedoop is, te wete Jesus Christus.
Met die uitdrukking in 1 Korintiërs 1 vers 7 met wysheid van woorde, initieer Paulus nie dat die uitmuntende toesprake en welsprekendheid op sigself 'n slegte ding is nie. Die punt is bloot dat die boodskap van die kruis nie onder menslike wysheid of die slim woorde van die mense begrawe behoort te word nie. Hierdie sinsnede verwys spesifiek na die Grieks-Romeinse redenaarskins. In Athene het Paulus logika, wetenskap en filosofie ingespan in sy uitreikwerk, maar met min sukses. In Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 244 lees ons, so volg hy toe 'n ander benadering tot sendingwerk in Korinte, in 'n poging om die sorgelose en belanglose Korintiërs se aandag te trek. Hy besluit om ingewikkelde argumente en uiteensettings te vermy om met die Korintiërs oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Op watter maniere kan ingewikkelde diskoerse die boodskap van die kruis vertroebel? Waarom het die verkondiging van Jesus Christus en wel oor hom as die gekruisigde meer vrug in Korinte afgewerp as wat logika, wetenskap en filosofie in Athene vermag het? Is daar egter kere dat logika, wetenskap en filosofie wel nuttig vir die verkondiging van die evangelie is?